Gaan sê vir meneer, hulle is hier. En vir juffrou Tina. Nee, het gesê ons moet hom nie wakker maak nie. Hy het vanoggend vroeg eers in die bed gekom. Nou, sis, dis al oor 2. Gaan roep vir juffrou Tina. Moet jou nie oor Tina bekommer nie. Sy weet dit lankal, veral met Chanel wat soos 'n mal ding te kere gaan. Ek mag sommer op te staan. Moes nie eens af te luister nie. Nee, sê. Ek hou nie van jou nie. Ek hou nie van jou opmerkings nie en ek hou nie van jou straatheid nie. Dis my om het ewe mevrou, die gevoel is wederzijds. Kom ons gaan in. Want wie weet dat ek vandag weer met erematiekpyne op. Gaan ons weer praat oor jou. Dit is vergaande. Dis effertjies. Hallo! Hallo! Ek kom! Ek kom! Ja, en nog altijd vet. Kijk net. Nog steeds op dieet ook, hè? Waar een meisje kan skraken met die zulke plekje. Stadig. Altijd die mooiste ding wat ik... Ja, van mij, ja? Jij moet daar een voorstel Is je al opgewonnen? Ask no questions en je neulaar. Wat doen we voor die trouwen? Oma se ore is te groot. Ai, sy het groot geword. 'n Dame geword in Engeland, hè? Ja, kyk eens. Jou pa sê dat die langste jaar in sy hele lewe was. Hy kan nie meer wag om vir jou te sien nie. Ek het al vir hom gesê sy's hier. Hy het glo tot vanoggend gewerk en hy het 'n note gelos om hom nie te steur nie. Ek het haar gesê, maar sy wou my nie glo nie. Arme man, werk hom mors dood. Mors dit wat? Waarschijnlijk die hele nacht leien. Lief. Waarschijnlijk. Maar gebruiken we dan niet meer diezelfde kamer, niet? En hoe leek het in Engeland? Engel. God save the queen. Dus Louise, oma en jouw tannie Tina zijn nieuwe verpleegster. Ah, hallo. Hi. Goed betaalde ziekentrooster en Girl Friday. Wel aangenaam. Ik wees jou jouw kamer. Dank je, Ik Chanel. heb die kamer zelf voor jou schoongemaakt. Oh, ik is zo moe, jong. Wanneer je geland? 12 uur. Ik heb voor jou jouw favorite koek bak. Die chocolade met die dik versiersuiker op, hè? Meisje, watch it. Jouw figure. Wat voor jou, nou? Nee, ons kan niet al te vet wezen wat dan zijn. Oh, is moe. Het is lekker om weer hier te wees. Het is lekker om jou hier te hebben. Ah, ja. Wat skil tussen Pa en Gabby? Ach, niks. Pierrette is terug in Johannesburg. Pierrette? Ja. Ja, gezien. Nee, ik heb haar niet gezien, nie. Maar ze heeft gebeld. Ga met haar. Goed, ik denk. Wat doen zij deesdae? Wat is die dans nogal? Die striptease. Chanel. Hoi, moffie. Dansen met de slang. Ik weet niet, maar ik denk meeste striptease dansers dans met slangen. Jij ook? Hou op. Huh? Hou op. Dit pikkie probeer, jongen. Jy is 'n mooi figuurtjie daarvoor. Wat sê hierdie? Para, para, pa. Do, 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 do.
Chanel, hoe lijkt Pirit? Soos jou ma. Sy blond. Ja. Sy is, en sy is 'n baie mooi mens. Dis jammer sy kan nie vir ons kom kuier nie. Ja, jammer. Dis Gabby se huis. Chanel, as Gabby van rook jou. Van my van rook. Jou ouma rook ook. Ouma? Wat sta jy hier? Waar's getrein? Hoe moet ek weet waar sy is? Nou, jy luister af, Tina. Alweer? Ek wil net kom groet. Dis 'n misdaad. My liewe suster. As jy tog maar in staat was tot 'n misdaad, enige misdaad, het jy ten minste iets van jou lewe gemaak. Afluister. Dis net slegte maniere, vervelig en dekselslastig. Jy's 'n Zie? Ja. Ons is susters, is ons nie? Toe, klop aan die deur as jy wil groet. Kom in. Kom binne. En nou, Louis? Ek het haar gesê die klam weer buite sal haar nie goed doen nie. Nou wil sy kombers in 'n warmwatersakkie. Ou hipokondriak. Ek maak koffie. Bring dit na die klein sitkamertjie toe, Chanel. Tannie Tina, hoe gaan dit? Dieselfde kind. So goed soos wat dit kan onder die omstandighede. My hart, my niere. En niemand gee om nie. Kan tante so iets sê? Hulle wag vir my om dood te gaan. Hoe gouer hoe beter vir hulle. Vir my dalk ook. Ag, tante, verbeel tante sommer. Verbeel. Verbeel. Kom nou, tante. Ag, tante my voet. Jou ma maak die lewe vir almal in hierdie huis ondraaglik. Dis goed dat jou pa man van inbors is. Hy respekteer my. Ai, jou pa darm. Gabby is daarom tante se suster. My suster, jou stiefma en jou pa se vrou in sy ondergang. Maar hoeveel keer moet ek nog van ma sê om nie so te kere te gaan met die stoel nie? Maar verniel die matte. Sien my dat ek nie so vasgekluister sit nie. Ek haat die stoel. Is nog nie nodig om die matte te verinneweer nie. Ma verinneweer die matte en Tina my senuwees. Ek het haar die hemel weet weer betrap het sy afluister. Wie? Susanne Chanel. Trap onuithoudbare mens, het geen privaatheid meer nie. Moenie te hard oordeel nie. Sy het nie 'n maklike lewe gehad nie. Ag ma. Sy is net 'n skooldogter. 'n Mens moet maar haar grilletjies verdra. Grilletjies? Uittarting? Iets van belang in die pos? Nee, net rekeninge. Foei, tog arme Marcel. Wat bedoel maar arme Marcel? Sy besigheidsprobleme. Probleme? Ma weet meer as ek. Wat is dit? Jy weet nie? Hy het sy probleme en ek het myne. Ons praat nie daaroor nie, want anders luister Tina ons weer af. Hy het met terloops iets gesê. Ek wil my aandele verkoop, hy het gesê ek moet wag. Hou wat maar het. Mens weet nooit. Mens weet nooit.
moet jy my skrik. Wat soek jy? Watervriend. Ou vrou se bottel. Wat bekeer jou hand? Lompet. Ek het my rak gesny. En ek het nergens 'n pleister kry nie. Toe maar, ek kry die rekkie. Dankie, Louise. Shut up! Jy sal my nog allemaal wat vir my man gee. Daar is sy, wie? Susan, die ander. Moet ek weet, jou man soek jou. Oh, Gabby baby. Wel, wel. As sy my sien, wil sy my uit die pad uit hê. As sy my nie sien nie, dan wil sy my sien. Cute, né? Shut up! Jy sal nog die dooies wakker skree. Susan! Joehoe! Hey, Antie! Wek gekap. Nee, my Antie luister alweer af. Ek gaan vir my ma sê, of liewer, ek gaan vir my pa sê. Los my uit. Ek het genoeg gehad van julle ongeskiktheid. Waar is dan? In haar kamer. Ten minste, sy 'n dame. Een reg, een verkeerd. Sy is die enigste dame in die huis en sy is nie in haar kamer nie. Verkeerd afgeluister. Eendag is eendag. Sal jy jouself vasloop, juffroukie? Als dan zie je heeltemal niet. Waar is dat? Nergens niet. Nergens niet. Amma, kom krijg je het. Jan Eres of Kali Cruzes, amma Anne weer eens toezitten worden. Is daar die fotoboekjes wat sy elke nag lê en lees? Plek van te leer. Nou, die sleutel gaat af, nee. Af, luister, af, luur, af, pers. Ja, mijn lieve. Jou, Katrijn. Louise, waar is die koffie? Chanel is bezig daarmee. En my waterbottel? Dit kom. Ja, Christmas kom ook. Hemel, bedaar toch allemaal van jullie? Louise, gaan sê vir Chanel ons wag. Goed, mevrouw. Waar is dan? Op met skree! Weet nie. Help my, Tina. Kan ik help? Nee, los jou wille truks by. Wat trek jy my so, Tina? Die ding wil nie beweeg nie, ma. Boog, stoot. Ach, ouma, jy die blik aangesit. Maak los die blik. Boog. Dis jy. Jy. Wat? Kan ik help? Stoot. Oor my dooie lichaam. Sy ruk helemaal hande uit, regtig. Gisterand tot wie weet hoe laat lê en lees in daai verskriklike boeke. Dis geen verskriklike boeke nie. Nee, maar ek kon nie slaap nie. Auntie Tina het my heel nag wakker gehou, minstens 5 keer toilet toe. En wat die Jode dit met jou te doen? Ek is bekommerd oor Auntie se gesondheid. Ek dink Auntie het 'n swak blaas op iets. Gedraai jou, Katrijn. Ag, okay, ek is net moeg af van hom heeldag en aldag in hierdie ouete huis opgeskeep te sit. Wat die hel is dit van elk geval? Katrijn. Verbeel jou. 'n warm watersak in die somer. Epiconders. Hoekom bly as jy dit so hard? Ag, jy moet leef. Want ek hou nie van hospitale nie. Nie dat die plek veel beter is. 6 myl van mense. Ag, help my met die skinkborde asseblief. Ja, hulle moenie begin dink dis deel van my werk nie. Een van die dae moet ek beddens begin opmaak as die bediendes se dag is. Ag, vat dit op vir meneer Marcel. Marcel? Dis net dat hy opstaan. O, jy is totaal juist omgekeer op soek na jou. Ek het net gedraai buite geloop, net om weer te voel hoe voel dit. En die deur. Engeland is 'n pragtige onweer nie. Kom honde.
Jy het 'n regte lady geword in Engeland, hè? Dankie. Nee, is Engeland se haarmak maar. Ek kan glo so groot en so mooi geword nie. Wat stop vir die koppie? 32 Abra, nie dat ek een dra nie. Gedra jou. Jy gaan sien iemand as jaloers, hè? Jy moet oppas vir hy skuimrubbers te sien. Jy sien eens terugspel daar en as 'n mens daar weet, is iemand besreg. Moenie paniek nie, dis die ware ja. Waar sal julle ophou? Tjoe, kyk eens wat ek dans. Katrijn! Net afgeword van het gelaat. Toe nou, gaan asseblief. Die koffie wordt koud. Ja, ja. Die engel van die stilte. Vlieg oor ons almal heen. Wat bekeer jou? Hy is dood! Ik ga niet weg. Ik kleur het niet. Wat gaan aan? Wat gaan aan? Moord, maar. Wat gaan aan? Wat? Shut up! Wat? Shut up! Hoe akelig. Die arme Katrijn moet zo uit gaan kijken. Ach, mijn kleine dochtertje. Je kunt. Chanel voor babaki oké. Oké. Ach. Moenie laten ze gaan, die Cappy. Wacht eens een beetje. Cappy, moenie ingaan nie. Niemand mag haar ingaan nie. Wat zie je? Ik weet, niemand mag haar ingaan of wat iets raak. Maar die politie hier is niet. Ze is weg, Cappy. Liever niet. Zeg iets. Meneer, net staan en kijk niet. Ik heb geleerd. Met van alles niet doen nog. Voor die politie. Op die vingermerken. Cappy, kom. Nee. Ik geef het net aan die politie. Niemand anders gaat meer daarin nie. Ik weet niet, je iets gezien. Iemand. Ik bedoel... Wat bedoel jij? Kom, schatje. Geef voor Chanel de sleutel. Dat is beter als ik dat hou. Chanel. Chanel, dat jij die moet? Mevrouw, ons moet kijken. Maar
benen. Help maar, kom maar. Gabby. Wacht, Louise. Gauw. Kijk er niet aan. Is je bij? Zij is weer bij, ma. Suzanne. Politie. Ja? Waar de politie? Nee, die studeerkamer niet. Gebruik de andere telefoon. Oh, God. Chanel, leg erop. Kom. Vat je lap, Louise. Hoe was die bloed? Zo. Zie je dat, Gabby? Zijn bezigheid is achteruit gegaan. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij heeft niet zelfmoord gepleegd, nie, Elma. Zoek je die nummer op. Hij is met een mes in die rug gesteek. Mes. En ook een massa papiermes. Oh. Hij het het, gauw. 333 blitspatrouille. Skakel weer, mannetje verlamming. Dood. Mos dood. Wie? Iemand het. Louise, gaan nou met mijn jas. Ik zal rijden. Net jullie verbeeldingen niet. Vind. Gabby. Louise, mijn jas. Wie het laatste die telefoon gebruikt? Dit zal wie praat. Hoe sê dan so wanneer? Na middagete. Ek het vlees bestel. Dus was die moordenaar nog hier na middageten? Dan is hy nog hier. Shut up. Dit was een rondloper inbreker. Hoe het nie geplaas en nie gestraal nie. Ook nie vandag. Zwaar. Louise, zie daar de keer wat ik mijn jas vraag. Ik is niet op kamerbediening, nie, mevrouw. Ik nurse net. Mijn jas! Het is nou nog bovenop met haar als stand ik ben opgeskipst. Skakel die lucht aan, het is amper pikdonker. So ja. Nou sal ons hom dan kan sien. Wie sê dit so hom? Vertel jy wat jy daar sê? Kijk, jy moet weer gaan kyk. As ek deur die venster op die balkon is, ons beter gaan kyk. Iemand moet. Ja, iemand. Ek kan nie. My hart. Ek kan toch met die rolstoel hier op nie. Dan kruip jy nog ergens in die kamer weg. Moenie bang wees, kind. Kom, Louise. Wees nie te verplig. Dank je, Chanel. Ik laat voorlopig alles in jouw bekwame handen. Dank u. Ik rijd politie toe. Mevrouw, hier is sleutel. Het u dit? Nee. Tina, had jij het? Is jy man? Susanne die deur toegesluit. Ek? Hieraan. Hier is sleutel. Jy het dit, mevrou. Ek was flauw. En ek was by haar. En ek was hieronder.
Iemand het dit in my breiwerk gesit. Chanel! Dis al een wat ek hiermee vertrou. Dankie. En jy laat niemand, behalwe Louise daar toe nie, en jy laat haar nooit alleen nie. Wat presies insinueer u? Ja, wat? Julle maak, soos ek sê. As een ingaan, gaan ons almal. Die vingermerke. Dis almal of niemand. Ja. Presies. Die vingermerke. Ja. Niks mag verskuif of afgevee word nie. In daardie geval. Nie so lig raak wees nie. Ligerak. Ek was nog nooit ligerak nie. Anders was nie 20 jaar in hierdie huis kon eten nie. Wat? Nou meneer de eerste vrou so dood het ek alleen huis gehou, kinders moet maak en alles. En nou, hier. Wil iemand die sleutel hê? Niemand nie? Dan sit ek dit net hier neer. Vir wie ook al dit wil vat. Nou ja. Julle bly hier. Eie verantwoordelikheid. Gabby! Die kast is nie. Of wil jy nie daar ry? Ai, ma. Die arme Marcel. Gabby? Wie daar? Erf? Papa se besittings. 'n Mens erf as iemand doodgaan, weet. Voor ek net. Ek bedoel, ons. Die fabriek, sy aandeel word uitgekoop deur meneer Hendriks en die opbrengs kry sy vrou en kinders natuurlik. Wat presies bedoel julle? Elkeen kry sy deel, hè? Wat bedoel jy? Nee, niks. Wil maar net seker maak, dis al. Daardie suster van jou sê jy is almal grys hare. Vreselijk. Tinaatjie, maar bly toch stil. En ma, die man sluip nog hier rond. Man, ek dink dis 'n vrou. Jy klein dinges. Jy beskuldig ons. Nou ja, as jy geweet is groot is, nou jy bestief aan sien. Jy haat my. Nee, nie eintlik nie. Jy verveel my. Hoor maar dit. Sy het geen maniere nie. Gabby moes al lank al na 'n verbeteringsskool gestuur het. Pas op wat jy sê, Tina. Moet dit nie waag om 'n woord verder te sê nie. Los dit toch nou, Tina. Ja, gaan aan. Skaar maar by hulle by Gabby. Sê ek moes nou baie ryk. Maar ek sal nie skroom om die polisie alles te vertel nie. Alles Alles. Wat? is in my saak. Julle is almal teen my. Julle beskuldig my. Ek weet. Bedaar, Tina. Maar ek is die ongelukkigste mens op aarde. Hulle val my gedurig aan, lag vir my. Jy's beter as die TV. Bedaar, drink iets. Maar weet ek drink nooit iets, behalwe aan tafel. Hoe is dit dan dat jy so baie piepie? 5 keer toilet toe gestrand. Ek is sieklik. Om hemelsnaam, hou toch op julle twee. Gedruk 'n seeniepil, Tina. My pille. Ek gaan al my pille drink, almal. Ek gaan selfmoord pleeg. Dan is julle van my ontsla. Selfmoord. Vitamienpille. Gaan huis toe, sê ek jou. Kom uit. Kom uit! Ek ry saam. Net om seker te maak jy kom terug. Verstaan? Jy's mal, almal van julle is mal. Soms.
Wat beteken dit? Ja. Iemand wil nie hê ons moet ry nie. Op. Ligloop by jou afstandheid, juffrouwtjie. Ek wat moet ligloopie. Nou as jy laat terug is. Motor se wiele is afgeblaas. Wat? Jy het my gehoor. Vat my jas. Dra jou eie jas, mevrou, ek is nie jou bediende nie. By die eerste ondervraging van die polisie sal ek dit my plig ag om hulle in te lig oor jou, Louise. Wat nogal? Afpersing en moord. Gaan hand aan hand. En moord en valse getuies gaan hand aan hand. Ons sal sien. Ek hoop jy het 'n goeie prokureur. Gaan kyk gerus weer deur my getuigskrifte, mevrou. Ek het 2 jaar lank 'n prokureur verpleeg. En wat meer is, hy's gesond en springlewendig. Nee, hoe lank werk sy al? 2 maande. En wat van die af? Los my! Ek het nie nodig om 'n oomblik langer na jou te luister nie. Jy is nie die polisie nie, juffrou. Gabby, verstaan tog. Hier is 'n moord gepleeg. Texas man, my pa, wat verwag jy? Ons moet probeer uitvind wat hier aangaan. Asseblief man. Ek is bang. Niks jammer as ek jou verkeerd opgevryf het. Asseblief. Ja, is reg. Ek is ook bang. Wat is dit van hierdie afpersing? Wel, ek het toevallig 'n cheque onderskep wat jou pa uitgemaak het aan haar. 'n volle R1000, einde verlede maand. Susan, haar aanstelling was van die begin af snaaks. Uit die bloute is Elsie gevra om te loop. Sy was 'n dierbare meisie. En het jou pa haar hier aangestel om na jou ouma en Tina te kyk. R1000? Waarvoor? Hemel weet. Ek het nog die cheque. En nie dat dit kon bekostig. Oor 2 weke moet hy 'n skuldbrief eer. 'n Skuldbrief ten gunste van ene meneer Hendriks, sy vernoot. En dan het hy besigheidsprobleme gehad. Skuldbrief, my liefie, bly nou maar eenmaal 'n skuldbrief. As ouma haar aandele wat sy onder haar kopkussing bære aan hom sou afstaan, sou al sy probleme opgelos gewees het. Maar Tina wou nie daarvan hoor nie. Was hy bankrot? Nee, die minste nie. Kort aan kontant, ja. Alle bates is vasbelê natuurlijk, maar deesdae met die resessie en alles. In elk geval is al wat ek weet. Ek kom nou af. Louis! Is jy seker die honde het nie deur die dag of vanoggend geblaf nie? Doodseker. Dis skop gewoonlik hulle waai. Wanneer laas het jy my pa gesien? Ek bedoel nou lewend. Gisteraand, omtrent middernag. Ek wou die interkom vra om vir hom tee te bring. Hy het seker my lig sien brand. Ek was met die ou vrou se pyne opgeskep. Hoe lank het jy gebly? Ek is dadelik weer uit. Is dit so, nee? Daar was nie net meer 'n koppie of 'n skinkbord in die studeerkamer nie. Maar nie vir my sê Chanel het dit gevat nie. Sy's gisterand na ete al uit die huis uit en sy's net nou eers weer daar terug. Wat bedoel jy? As jy dadelik weer weg is, wat het van die koppie in die skinkbord geword en die lig en verdwyn? Ek het dit kom wys toe gevat. Maar jy het gesê dadelik weg. Hy het dit staan gedrink. Ek glo jou nie. Moenie julle twee ook nog met my kom staan sukkel nie. Soek jou eie portier. Waar Chanel? By ou Tina. Sy's mos besig om selfmoord te pleeg. Hoera, een geluk by die ongeluk. Tina, kom af. Ek maak vir ons iets lekker om te eet. Nee, ek wil geen eet nie. Ek gaan al in die pille trek. Ek gaan selfmoord pleeg. Dan is ek dood. Dis maar
Liefdesbriewe. Na my man se dood het ek hom ontmoet. Hy het my lief gehad. Vir my, verstaan jy, vir my. En toe kom Gabby met haar strikke en sy vang hom in die dwaalstroue. Maar hoe kon hy ook weet, is net vir sy geld. En nou het sy alles. Arme Marcel. Hy het my nog lief gehad. Hy het my bederf. Chocolades, geskenkies. Ek het vir hom gesê, ek sal vir hom wag. En nou is hy dood. Soos 'n mossie. Ruk jou reg. Het jy gesê jy is mal? En jy het hom gehad? Dis 'n leuen. O, jou lig my konter jy. Jou swart lig. Dis die einde. Nou gaan ek selfmoord pleeg. Nee. Kom aan. Ja, Maak op jou mond. Maak op jou mond dat ek sien. Steek jou vinger in jou keel. Toe, of sal het my swart vinger... Nee, kijk. Alles uit. En probeer dit net weer. En ek druk jou met hierdie swart lyf vas, terwyl Louis jou 'n deeglike CPN-nommer gee. O, durf jy? Kom aan. Maak jou reg. En kom eet. Jy is erger as Katherine. Ek haat jou. Ek weet, jy haat almal. Nogal onder ouma se kopkussing uit. Onder my. Hoe het jy dit geweet? Almal weet blijkbaar. Almal? Diewe, moordenaars! Diewe, moordenaars! Maar die moordenaar gevangen. Ma, Susan, wat is hy? We gaan hier aan. My aandele! My aandele! Ouma sê haar aandele is gesteel. My aandele! My aandele! Gesteel? Ma het my erfporsie verkoop. Dis gesteel, sê ek jou. Gesteel! Dan is dit julle. My liewe Tina, ek wens jy daai pille gesluk. Is jy Larry? Tina, dit is nog my. Tina! Hier steek 'n lelike ding seks op my. Goeienaand. Wie is jy? Pierret natuurlijk. Marcel se skoonsister. Ja, natuurlijk. Pierret. Tannie Pierret. Iemand het gebel en gesê ek moet dadelik kom. Marcel is vermoor. Is dit 'n gekskeerdery? Tannie Pierret. Nou
my net Pierret. Hoeveel ouer is ek nie? Ek is Susanne en dit is Katrein, my suster. Ons het lanklaas van jou gehoor, juffrou. En ek van u, mevrou. Dit is Tina, Gabby se suster en haar moeder, ouma Groenewald en die verpleegster Louise. Chanel. Pierret, ek kan skars my oë glo. Waar was jy al die jare? Nee, hy om nie, Chanel. Waarom kyk jy my so snaaks aan? Weet jy geskakel? Vrou. Sy het net gesê nie telefoon neergegooi. Dis tog nie waar nie, is dit? Hy is vermoor. Met 'n mes in sy rug. Ek wil hom sien. Onmiddellik. Waar is hy? In sy studeerkamer. Dit is toegesluit. Ons laat alles net so tot die polisie kom. Gee asseblief vir my die sleutel. Ek wil hom sien. Om iets uit die weg uit te ruim wat jy dalk vergeet het, of iets? Nou kom saam. Julle wil my vir die gek hou. Hier is die sleutel. Kom jy saam, Chanel? Ek is genoeg beskuldig. Duivel, weet sy waar die kamer is? Juffrou, hieruit! Ek glo jou nie. Jy glo my nie. Nee, dis net 'n voorwendsel. Want jy was van tevore hier. Was jy nie? Nooit. Hoe weet jy waar Marcel se kamer is? Vergeet dit was eers my suster se huis ook. Toe was dit 'n naaldwerkkamer. Ek weet. Iemand het dit omgeruim. Dit gaan nie aan. Wat probeer julle doen? Wat is hier aan die gang? Wat probeer julle doen? Moenie my so aanstaar nie. Wanneer het jy my man die laaste keer gesien? Vandat ek terug is uit die Kaap, toevallig 1 of 2 keer in die stad. Jy het my die huis verbied. Met goeie rede. Ek moes ten minste my stiefdogter teen jou slegte invloed beskerm. As my swaar vermoor is, dan verdink ek julle. En vir jou veral, mevrou. Of jou suster Tina. Vir my? Ja. Almal weet hoe verliefd jy op Marcel was. Die kinderstories net tot in die Kaap. Jy het nooit geleer om jou mond te hou nie. Is nie waar nie. Ek het nie eens van hom gehou nie. Hy was losbandig, hy het oral met slegte vrouens rondgelê. Is dit? So jy nie wat wil gee om ook een van hulle te wees nie. Dis sy! Nou onthou ek. Ek het jou gisterand gesien toe ek toilet toe is. Vir haar en vir Chanel. Hier in die binnenhof, op pad na Marcel se kamer. Dis sy! Is dit waar, Chanel? Louise, toe jy die tee gevat het. Oh ja. Sy was by Marcel. Jammer, Pierret. Praat, Louise. Sy het my R50 gegee om stil te bly dat sy hier was. Ek het geweet ek kan jou nie vertrou nie, jou klein sliet. Wat sê jy? Vir almal weet jy's sleg met al wat broek dra. Werklik. Maar dan het ek en jy mos presies dieselfde lêplekke. Dis nou genoeg. Ja, daar verstaan die kinders. Ek is dik. Tot hier toe dik. Meng jou met die semels.
Ek gaan nou persoonlik polisie toe en hulle verwittig. Hoe nog gaan? Gaan jy vlieg na die stad? Met die fiets. Almal het vergeet van die fiets. Dis gevaarlik buite. Ja, het is so gevaarlik soos hier binne nie. Een van julle 7 is 'n moordenaar. Dis hou mekaar maar lekker geselskap. Een van ons 7? Een van julle 7. Ai, maar die Susan speel daarom al te lekker privaatspeurder. Ons moet probeer uitvind wat hier gebeur het. En hoe vorder die ondersoek? Ag, jy wil weer snaaks wees, Katrein. Ek is nie, dis net vir my vreeslik snaaks dat jy een heeltemal oorgeslaan het met die vreeslike ondervrare. Wat bedoel jy? Wie het ek oorgeslaan? Jouself? Waar was jy gisterand? Ek? Jy nou helemaal gek, Katrein. Ja. Ek het haar self op die lughawe gaan haal. Mag wees. Ek weet. Jy maak 'n fout, Gabby. Jy het haar miskien op die lughawe gaan haal, maar jy het haar beslis nie van 'n vliegtuig sien afklim nie. Sy het gistermiddag al geland. Ek het haar gisterand in die huis gesien. Vanoggend omtrent 4:00. Dis nie wat pappa nie wou gaan slaap nie, sy het laat weet sy kom hom sien. En die huurmotor het hier vlak voor die deur staan en wag. Is dit waar, Susan? Waarom die maskerade lughawe toe? Net sodat ons moet dink dat jy enigstens... Dis 'n persoonlike saak wat ek eers met pappa moet bespreek voordat ek kon waag om huis toe te kom. Tina, amapilisi ibhotile yonke. Hayi, kuyakhanja ngokulila. Except for John. Hayi, suka. Kon jy nie laat weet dit nie? Ek nie geweet om te verduidelik nie. 'n Poskaart sou genoeg gewees het. Chanel sê ons moet iets kom eet. Kom aan jong. Het jy nie aan die ander steur nie? Al 6 maande getroud. En met 'n Fransman. Latin lover boy. Kerkbuis. Kom. Dis nie in die wet nie, is dit? Om al 6 maande getroud te wees vir 'n verloofde daarvan vertel nie, is dit? Dis daar nie veel mannery nie, is dit? Kom op. As jy pa nie vermoor is nie, dan sou hy in elk geval selfmoord gepleeg het. Die skamme. 3 dae voor die huwelik. 'n huwelik waarop hy so gehoop het. Jy is 'n dwaas, Susan. Onnozele, kortsigtige dwaas. Kom aan, jong. Moet jy nog alle tyd uitgekom het. Kom ons gaan eet. Wat kon van die honde geword het? Wat? Hulle is vergiftig, dis wat? Hou nou op om daarvan te praat. Hou op.
Nee, dankie. Toen. Nee, maar toen nou nie. Hy was my man. Jy moes lank al daaraan gedink het. Tina, gedraai jou die aangesig vir die dood. Eet ordentlik. Jou arme pa. Sarp jy nou? Koffie? Ek wil nie. Wat van jou, Susan? Spreek dankie. Kyk hoe maar sê. Maak het om reg te maak. Ek sou gedink dit is die minste onder die omstandighede. Ek sê julle vir die laaste keer, julle sal daardie meisiekind nooit maniere leer nie. Hoekom is jy nie so suster Katrien? Gaan trek jouself ordentlik aan. Dis waarom sy uit die skool is. Bly stil. Wat sê jy? Hoor jy my? Bly stil. Stil bly. Is omdat almal altyd stil bly dat jy is wat jy is. Pedantien. Maar wat kan mens ook verwag as jy jou kind deur 'n swart bediende laat grootmaak? Ja. Jy was altyd te lui. Of te besig of te ladylike om haarself se kinders self groot te maak. Daarvoor was Chanel mos altyd daar. En nou pluk jy die vrugte. Jy sê. Skaam jou! Daardie vrou het meer inbors. Julle almal hier saam. Inbors? Ja, maar dit 'n bietjie van daardie inbors nie aan julle oorgedra is nie. Jy getroud met 'n liplapper uitlander. Ja, jy gaan nou te ver. Die waarheid maak seer, né? En wat hierdie klein dinges betref. Sy het die skool uitgeskop voor haar matriekeksamen. Katrien, is dit waar? Hoekom? 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 Sy is gevang dat sy dagga rook. Bly stil. Stry? Ja, help! Die hek is toegesluit. Mens kan nie uitkom nie. Maar dis slot in 'n ketting. Onmoontlik. Dit was nog oop 3 uur met my afgelaai het. Maar dit sê niks. Jy kon dit agterom toegesluit het. O nee, o nee. Goed so, nou is ons weer almal saam tuis. Toegesluit, sonder 'n motor en sonder honde. Die honde ook vergiftig, waarmee? Die rotte. Dis weg. Maar waarom die honde? Waarom die arme Marcel? Arme onskuldige diere. Waarom? Waarom? Die moordenares wou uitvind of rotte gevoel mense kan doodmaak. Dis waarom. Mens kan raai of dit in die kos of in die koffie is. O, hel. Wie dit ook al is. Is 'n maniak. Wel, dis een van ons 8. Solank die moordenares deur 7 getuies dopgehou word, is ons doodveilig. Maar sodra ons uitmekaar uitgaan, is dit klaar praat met ons. Ek stel voor ons bly net hier by mekaar. Ek wil ook iets sê. Gou, help haar. Dit sal die dag wees. Haar inspuiting. Gou, Louise. Iemand, Susan, bring asseblief my medisynekassie. Dis in my kamer op my speeltafel. Maak gou. Sit sy nie maar net aan nie. Gaan toch gou, Susan. Katrien, kom saam.
Moet die mens nie kom water op uitgooi nie? Hier, natlap. Ag, my ou dogtertjie. Waar sit? Sy los altyd op die speeltafel. Miskien het sy dit in die kas gesit. Ek gaan so lank kyk in die badkamer. Klap haar, Louise, klap haar. Ek hoor jou, Gabby. Ja, dan is jy ten minste nie dood nie. Katrein, het jy dit gekry? Dis nie hier nie. Maar waar sal die goed wees? Kom. Kom eens kyk hier. Hoe voel jy, klein ding? Akelig. My hart het gaan staan. Bly net stil. Ja, net nou begin hy weer klop. Katrein! Waar is my inspuiting, Louise? Maar ek voel ek gaan sterf. Twak, jy's 2 keer op 'n dag flou as dit jou pas. Daai 2 meisies draai opsetlik. Kom ons kry jou by die rusbank. Nou help my, ma. Help aan, Louise. Dis my hart. Ek kan skaars beweeg. Julle dit. Uiteindelik gekry, ja. Oh. Gou. 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 Die tas was weg geweest. Weg? Na 'n ander kamer weggesteek. Wie se? Jou en Gabby. Moontlik. Iemand moes dit daar gesit het. So, ja. Is beter so. Maar wie sou dit toch daar neersit? Enige een van julle wat vir Tina dood wou hê natuurlik. Almal van julle het in die huis rondgetoer. Bly lê, Tina. Net ook op jy weer om. Ja, nee my liewe Antie, as ek jy was ek nou baie bekommerd. Hoekom dink jy is Louise medisyne weggesteek? Ag, twak, die buisie was verseël. Die gif kon in die spuitjie versteek gewees het. Katrein, jy sal ons almal kot voor lank gek hê. Pierret, hoe is jy gisternag weer hier weg? Hoe is ek gisternag weer hier weg? Met 'n huurmotor. Niemand het jou gesien nie. Ja, toe maar moet jy nie oor my bekommer nie. Nou, sien Louise het baie beslis gisternag weer vir myself gesien nadat ek hier weg is. Net van baie nader. Hou jy mond, Piet. Nou waarvoor sê ek my mond hou? Marcel en hierdie sogenaamde verpleegstertjie ken mekaar al 5 jaar lank. As kenne natuurlik die regte woord is. Wat sê jy daar? Ja. Hy het daar eers 'n woonstel aangehou en toe daar hier as verpleegster aangestel. Die naaste wat sy ooit aan verpleging gekom het is 'n noodhulpkursus. Ek sal jou aanraai om jou liewer met jou eie sake te bemoei. Want die is, glo my, erg genoeg. Louise, is dit waar? Ja, dis waar. En sy het Marcel daar nie afgepers. Die duivel weet met hoeveel afgepers. Dis hy wat daar gisterand hierheen gekom het, om haar te sê dat haar speelietjie op eind is. En as hy hom verder lastig val, sou hy die polisie laat kom. En was sy woedend daaroor? Of hoe? Jou derde rangse go-go stripteasertjie. En wat van daardie R1000 check? Ek het dit onderskep. Maar dit is maklik genoeg. Dit was haar afbetaling om te skoot. Ek het nooit zoiets ontvang. En toe begin sy hom afpers. Ek het niks om vir die polisie weg te steek nie.
Al die jare het Marcel my vrywilliglik geldelik bygestaan om my kuns te bevorder. Frans. Ek wil met jou praat. Alleen. Woe, dis beslis iets wat die kinders nie mag hoor nie. Die moordenaar verskuil daar agter ons swakhede. En leuns. Chanel, waar was jy? Ook gaan eet as jy nie omgee nie. Daar is fout met die warmwater. Ek gaan slaap. Gaan my kas voor die deur sit en ek kom nie weer uit voor die polisie hier is nie. Die revolver. Myself 'n revolver. Dis weg. Vir daai alledaagse katastrofe. Jy het nie gekry. Nee, net geskrik. Ek kon dood gewees het. Dat doen ons nie. O. Mevrou, vanmiddag het meneer se kamer lig gebrand. Nee, beslis nie. Ek het nee wag. Dalk het ek my verbeel. Wat is dit? Katrien! Katrien! Dit ook nog. Ja, kan die moordenaar toeslaan. Tina, bly hier! Tina! Moenie vir my dan hier los nie. Kom terug, help my. Doen toch iets. Doen toch iets. Ag nee, nie dit nie.
ten minste seker. Waarvan? Chanel het iets geweet. Die moordenaar is een van ons 7 en sy stuit vir niksie. Help haar asseblief. Kry haar op 'n bed. Pierre se sak. Heb jij niet van ma gezien, nie? Nee. Ik kan haar nergens kry nie. Gaan jy maar so lank. Ek sal by jou bly. Sy wil nie bykom nie. Ons sal 'n dokter moet kry. Gaan sê jy vir mevrou. Ek sal die ys gaan haal. Jy het ooit met 'n pistool geskiet? Nog nooit eers een in my hande gehou nie. Ek ook nie. Sjoe, vandag 10 jaar ouer geword. Ek ook. Dis lekker so, om ouer te wees. Volwasse. Nie so met die revolver staan nie, hou dit aan die kant toe. Chanel het te veel geweet. Te veel gesien. Draai daai Texelse ding weg. Skus. Wonder waar is die ding se veiligheidsklip? Weet jy? 'n Revolver het nie 'n veiligheidsklip nie. Jy weet baie van revolvers laat. Vir iemand wat nog nie eens een in haar hande gehou het nie. Sit weg daar die ding. Hier. Waar's ouma? Ons het dit in Pierre se sak gekry. Waar is jou pa se revolver? Ek is nou seker Spirit. Gabby. Ek gaan probeer oor die rivier kom en gaan hulp soek. Gebruik die trapleer as dit moet. Dit is gevaarlik al buite die donker. Dit is baie gevaarlik hier binne. Hou Pierre op. Fyn op. Louise, jy moet vir Chanel 'n dokter kry. Ons is reeds op pad. In alle geval, ek weet nou alles. Ek kry net my jasie kom saam. Ma? Deksels. Ek soek ma. Ma. Susan gaan kyk waar draai Katrin. Mona Lisa. Allerhande mooi dinge is al van my glimlag gesê. Jy sê nie vir my dankie dat ek stil gebly het nie. Waaroor nogal? Jou minnaar. So. Ek het Marcel vermoor omdat ek 'n minnaar het. Ek glo nie. As alle ontroue vrouens hulle mans moes vermoor, dan sou daar nie getroude mans oorbly nie. Wel, jy behoort te weet. Gaan jy my nou begin afpers? Moenie bekommerd wees nie. Hoe enige man na so 'n harde swink soos jy kan kyk, gaan my verstand te bowe. Man se smaak is gelukkig soms beter as joune, dink ek.
Man se smaak is helaas altyd dikwels 'n aangeleerde sonde. Jy was verlief op Marcel. Ek was. Almal was. Louise, Tina, ek. Behalwe jy was baie meer verlief op sy geld. Wat kan jy weet van my? Of van my liefde? En jou tasse wat gepak staan? Jy wou hom verlaat het. Al wat ek baie graag sou weet is wie? Snaaks, jy weet nie. Brand van nuuskierigheid. Aangesien dit jou so interesseer. Marcel se vernoot, Karl Hendriks. Karl Hendriks? Maar hy is myne! 7 uur môreoggend sy na Parys toe vertrek het. En is dit die reis waarop hy sou gaan? Jy weet. En jy sou saamgaan. Jou tasse was gepop, jou klein fiks. So het jy Marcel uitgesuig. En nou wil jy hom ook leegbloei. Wel, soos jy sê, 'n man se sonde. Jy het hom van my weggesteel. Jy met jou rustige persoonlikheid, jou status en jou geld. Laat ons net tussen ons uitbring. Soos ek 'n mislukte dame is jy 'n mislukte slet. Ek kan jou wat ontwrig. Is hy dood? Wie was dit? My kop. Wie was dit? Ek? Die rottige was in Susan se kamer. Dis nie waar nie, ek het hom betrap. Sy het dit in my tasse probeer wegsteek. Slaan volgende keer harder, jou Engelse lady. Maar ek het nie aan haar geraak nie. Die hondeblad, ek kraak van my kop af. Wat is hier aan die gang? Ek verstaan nie. Maar niemand probeer ook meer verstaan nie. Dis maklik. Enige een van die 8 vroue in die huis kon my pa vermoord. Ouma. Eerste toneel, 8:30 gisterand. Ek vertrou jou nie, Marcel. Nie so ver as wat ek jou kan sien. Ek vertrou jou nie, Marcel. Nie eers so ver ek jou kan sien nie. En my aandele is beslis nie daar op jou vas te red. En buitendien, jy het my verneek met die uitbetaal van. Ouma glo pa het haar verneek. En 10:30, my liewe tannie Tina. Hou op om my lewe te vergaan. Ek is nie verlief op jou nie, ek was nog nooit verlief op jou nie. En ek sal nooit verlief op jou wees nie. En al sou Gabby my verlaat, wat ek nie glo nie, sou ek nogtans nie met jou trou nie. Jy maak 'n fout as jy dink dat ek ooit op jou verlief was. Ek haat jou, hoor jy my? Haat jou. Sy raak verward tussen liefde en haat. En nou, 11:15, my dierbare stiefmoeder. Karl Hendriks. Karl Hendriks. My skelm vernoot wat my op die rand van bankrotskap het. Vergeet daarvan, Gabby. 'n Egskeiding sal jy nie kry nie. Ek sal julle uitroei. Totaal uitroei. Ons sal sien. Kwartier later, Louise. 'n ongelukkige avontuurtjie wat 'n nagmerrie word. Ek weet nie wat van jou R1000 geword het nie, maar dis nou genoeg. Maak net dat jy wegkom. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor my.
Minnie kan my mos nie sommer so na al die jare op sy skryf sonder gesê nie. Jy sal wel gou geholpe raak. Julle is almal eners. Almal. Maar met my gaan jy jou vasloop, Casanova. En Pierret. Ons het 'n ooreenkoms. Ek hou my mond en jy skryf die checks. Die koei is leeggemelk. Ek wil die geld hê. Vanaand. Ek sal 'n saak van afpersing teen jou aanhangig maak as jy nie daarmee ophou nie. En my bedorwe sussie Susan, wat nog altyd gemaak het soos sy wou en nog altyd gekry het wat sy wou hê. Pa sal dit nie waag nie. Sorg dat niemand van hierdie besoek weet of van die huwelik nie. Jy's nie mondig nie, ek sal dit onwettig laat verklaar eerste ding môreoggend. En daarna? Nag, papa. Lekker slaap. En jy, Katrein. Wanneer het jy hom besoek met die goeie nuus dat jy die skool uitgesit is? Dit sal hom gespaar bly, hy. Sal nooit daarvan weet nie. Maar, ek het hom besoek vanoggend. Hy het gehuil. Hoor julle my? Hy het soos 'n kind gehuil. Toe ek gesê, kom ons troef hulle. Maak of jy dood is. Ons het dit fyn uitgewerk. Net toe Susan vanmiddag hier aankom, het ek die mes teen sy rug vasgeplak. Ek het hom vol tomatiesaus gegooi. Hy wou weet wat dink almal. Die diktefoon met sy interkomstelsel verbind. Ek het die honde aan die slaap gemaak. Direk gebel. Die telefoondrade en later die hekke toegesluit. Maar my pa is spring. Hy hoor elke woord wat jy sê oor die interkom. Ongelukkig het hy seker moeg geword daarvan om te lê en wag toe hy opgestaan. En Chanel het hom deur die venster gesien. Ek het regtig nie bedoel om haar so hard te slaan nie. Maar my pa leef. Hy het self die deur gesluit van binne af. Na Louise se groot ontdekking. Dis nie moontlik nie. Maar wie het jou daar aangeval? Sy self natuurlik. Blaas my siel. Wat 'n fantastiese storie. Pa leef? Kom kyk self.